kan dit oopmaak in 2 Korintiërs 6. 2 Corinthians 6 verses 2. 2 Korintiërs 6 vers 2. Net die een vers. Hy sê, want hy sê, dit is die Here, in die tyd van die welbehae het ek jou verhoor. En in die dag van heil het ek jou gehelp. Kyk, nou is die tyd van die welbehae. Kyk, nou is die dag van heil. Net tot dusver. As ek vanmôre my woord 'n titel kan gee, wil ek dit vanmôre maak, wanneer God sê nou, bedoel hy nou. As God sê nou gaan dit gebeur, gaan dit gebeur. Ons as mensdom en as kinders van God, vra vir God om te help. Maar ons het ons tyd wat ons vir hom wil gee. Ons wag nie totdat God vir jou doen wat hy vir jou moet doen nie. Ons het ons eie tyd. God het 'n spesifieke tyd wat hy vir jou wil doen wat jy vir hom gevra het om te doen. Daardie tyd word genoem die Kairos moment. Dit beteken dat hy goddelike oomblik wanneer die Here optree, tree hy op onmiddellik. As hy as hy iets wil doen, doen hy dit onmiddellik. As hy vir jou die pad wil gelyk maak, gaan hy dit onmiddellik vir jou doen. Maar jou tyd en my tyd is nie God se tyd nie. Jou wie is vanmôre nie God se wie nie. My wie is vanmôre nie God se wie nie. Maar ons kan as kinders van God en met gemoedsrus kan ons sê dat die wie van God is die wie van die Vader in die hemel. Die tyd wat hy vir jou iets gaan doen, is op die regte tyd. Nie op jou tyd nie, nie op my tyd nie, maar op die regte tyd, wanneer jy dit moet hê. En wanneer jy dit moet ontvang. Jy weet, God is soewerein. God kan doen net wat hy wil. Hy is soewereine God. Hy kan doen net wat hy wil. Hy kan vanmôre sê, ek daag hierdie wêreld uit, en hy doen dit. Hy kan vanmôre sê, ek red vanmôre daai man se siel, en hy doen dit. Hy kan vanmôre sê, jy het genesing nodig, ek plaas my hand op jou, en jy sal genesing ontvang. Die oomblik wat God wil hê dit moet gebeur. Nie in jou tyd nie, nie in my tyd nie. Want hy is 'n soewereine God. Jy weet, hy kon al so baie keer die wêreld uitgewis het. Maar omdat hy sy seun gestuur het na die aarde toe, om vir my en jou te sterf, het God nie die wêreld verdelg nie. Hy het ons 'n kans gegee om onsself reg te kry vir die dag as hy gaan kom, dat ons saam met hom kan opvaar in die hemele in en saam met hom sit aan die voete van die Here. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy bid vir iets en jy ontvang dit nie dadelik nie, moenie moedeloos word nie. Want dit is nog nie die tyd wat God dit vir jou wil doen nie. Jou pa het vir jou hoeveel keer gesê, of jou pa dalk al vir jou gesê, my kind Kersfees gaan ek vir jou 'n fiets koop. Ja, maar hy het al in Januarie gesê. Nou wat gebeur nou? Gaan jy hom elke tweede dag vra, pa, was my fiets? Dad, was dit? Jy het beloof jy gaan my fiets gee. Waar is my fiets? Ek het gesê ek gee vir jou Kersfees se fiets. Nou kom jy. Jy kan nie afwag as kind vir Kersfees nie. Jy slaap nie daai aand nie. Want jy wil op as jy daar jy bang as jy slaap, mis jy om te sien waar jou pa jou fiets gaan neersit. Maar hy het gesê hy gaan vir jou fiets gee. So jy as kind van God, kind moet dan glo dat my pa het gesê hy gaan vir my 'n fiets gee. Hoekom glo jy hom? Want hy is jou pa. Hy het nog nooit vir jou gelieg nie. Nou wat ek vanmôre as kind van God vra vir jou, hoekom glo jy nie in God dan, as hy vir jou gesê het,
hy sal dit vir jou doen nie. Hoekom twyfel jy? God sal dit doen. Hy het miskien nie vir jou tyd gegee nie, maar hy gaan doen wat hy gesê het vir jou. Hy gaan doen. Jesaja 33 vers 10 sê dit so mooi. Hy sê, nou sal ek opstaan, sê die Here. Nou sal ek my verhef. Nou sal ek my oprig. Ek kan vanmôre 'n stelling maak. Dat as God opstaan, gaan die aarde bewe. Die hemele gaan bewe. Ons as mensdom op die aarde gaan verskriklik verwoed of bang wees van wat gebeur. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, as God besluit het om vir die wêreld te sê, dit is tot nou toe en dit is klaar, gaan hierdie wêreld bewe. Ons as kinders van God gaan bewe. Omdat jy bang is vir dit wat mag kom. You're going to be so afraid of the things that's going to happen when the God said, I'm going to defeat the world now. It's going to be a nightmare for this world. We're not going to know where to run to. We're not going to know where to hide. Maar as jy 'n kind van God is, dan weet jy, dat as die aarde verdelg en jy moet sterf, gaan jy saam met die Here aan die voete van die Vader gaan sit. Maar as hy sê, dis nou tyd, dan is dit nou tyd. Ons wil hê dat die Here moet beweeg in ons tyd. Nie op sy tyd nie, in ons tyd. Want ek het vir die Here gevra, ek sê dit, dan gaan ek soos hy klein seentjie, Januarie, Februarie, Maart, elke tweede week, wanneer gebeur het? Wanneer kry ek my fiets? Wanneer gaan ek nou dit doen? Wanneer gaan pa nou die fiets vir my gee? Maar jou pa het gesê, hy gaan vir jou vir Kersfees 'n fiets koop. Nie die 17de November nie, nie 13 Augustus nie, Kersfees sal jy 'n fiets kry. En dan moet jy maar wag tot dit. Laat ons gehoor vanmôre in die lied. Lazarus het gesterf. En Suster Martha Maria het vir die Here gevra, vir almal gevra, sê vir die Here, hy moet vinnig kom. Want ons broer is besig om te sterf. En wat gebeur? Die Here word langs die pad opgehou. Of miskien het hy dalk gedoen met 'n doel om later aan te kom. Hy het dalk 'n doel voor oog gehad. Ons as kinders, ons sal nie weet nie. Martha Maria sou nie geweet het toe kom hy laat was nie. Maar hy het bewys dat toe hy daar aankom, was die tyd nou daar gewees om Lazarus uit die dood uit op te wek. Dit was sy tyd toe daar die oomblik om vir Lazarus te laat opstaan en uitkom in die graf uit, sodat die mense wat daar is kan sien dat die tyd van God was nie 4 dae terug nie. Die tyd van God was op daardie oomblik toe hy Lazarus uit die dood uit opgewek het. Toe het God gesê, dis nou tyd. Was nie tyd 4 dae terug nie. Nog 'n voorbeeld is die dogtertjie van Jairus. Hy het vir die Here gevra, Here, my dogtertjie is siek, kom bid vir haar. Kom gee asseblief jou hande op haar. Maar die Here was besig om sy werk te doen. En hy het ook later aangekom en die disippels en sy knegte het almal dalk gesê, Here, dis te laat, jy hoef nie meer te gaan nie, want sy is klaar dood. En wat het hy gesê vir hulle? Now she's not dead, she's just sleeping. Dit was die tyd toe God, hy het ingegaan in die kamer in. Hy het sy hande op hande gesit, en voet en hy het asem teruggeblaas in haar. Dit was die tyd, wat God gesê het, nou is die tyd. Sodat die mense kan sien, dit wat ek doen, dit wat ek beloof het om te doen, sal ek doen. Hulle tyd was nie God se tyd nie. Hulle wil was nie God se wil nie. Hulle wil was nie God se wil nie. Maar God het gesê, op daardie tyd, gaan ek dit doen.
En hy het dit gedoen. En hy was nie laat soos wat ons gedink het nie, of soos wat ons gaan sê nie. Hy was nie laat nie, hy was op tyd. Want dit is die tyd wat hy gesê het, hy gaan daai wonderwerke doen. Om vir die wêreld te kan wys, dat hy kan, en hy gaan dit nog doen. Wanneer God vanmôre sê, teksvers sê het so mooi, hy sê ek gaan opstaan. Mooi luister. Hy sê ek gaan opstaan, en ek gaan doen wat ek moet doen. Nou wil ek vir jou vanmôre vra, is jy reg om te ontvang dit wat God vir jou gaan gee, as hy dit vir jou gee? As God vanmôre sê ek doen dit, is jy reg? Is jy daar op die vlak waar jy moet wees, dat jy kan ontvang dit wat God vir jou wil gee? Daar is so baie mense wat bid en sê, Here, ek wil asseblief 'n dubbele salwing van jou af hê. Here, ek wil asseblief hê dat jy my moet genees. Here, ek wil asseblief hê dat jy my sal vul met die Heilige Gees. Dan gebeur dit nie. Die pastoor is blou in sy gesig soos wat hy vir jou bid. Here, ek wil asseblief genesing hê. Die pastoor bid en salf jou elke diens, maar dit gebeur nie. Hoekom nie? Omdat dit nog nie die tyd is wat God dit wil doen. Maar as God hy môre in die kerk sê, dit is nou die tyd, broer, is dit nou die tyd. Dan gaan jy jou genesing ontvang. Jy gaan die Heilige Gees ontvang. Jy gaan praat in ander tale. Jy gaan die dubbele salwing ontvang van God af. As hy daai dag sê, my kind, dit is nou die tyd dat ek dit vir jou gaan doen. Want my God se woord sê, as ek sê nou, dan is dit nou. Dis nie môre nie. Dis nie 'n week later nie. Maar as ek vanmôre sê nou, dan gaan dit nou wees. As God vanmôre moet besluit, of as God besluit om op te staan, en te doen wat hy wil doen, dan sit, wat ek het al lees genoem, dan sidder die aarde. Die hemel is sidder. Maar wat die wonderlikste is, en ek wil dit vanmôre, wil ek julle moet mooi luister. As daar 'n persoon opstaan, en besluit het om sy hart, en sy siel, en sy lewe vir God te gee, en hy kom sit by jou, by hierdie moeder en bank, en jy sê, Here, hier is ek, neem my, gee my die sin, red my, Here, dat ek my kan verlos my, dat ek jou kan aanbid en kan volg tot in al die ewigheid. Ek wil vanmôre vir jou sê, dan gaan God besluit, hy gaan dit nou doen. En as hy besluit, hy doen dit nou, wil ek vanmôre vir jou sê, dan sidder nie net die aarde nie, ook nie die hemel nie, maar die duiwel en sy genote sidder 10 keer erger, omdat God begin werk het. Hulle sidder meer en hulle beheer meer, van die duiwel weet wat God kan doen. Hy is 'n trawande weet beslis, elke ding wat God kan doen, weet hulle van. En hulle sidder as God begin beweeg. Hulle raak bang, van hy weet nie wat 'n kant toe om te gaan nie. Hy wil nie in die diepste see ingedryf word nie. Hy wil nie soos in die Ou Testament, waar die duiwels in die vark, hulle wil nie varke toe gaan nie. Hulle wil ook nie na die afgrond toe gaan nie. Hulle wil vry beweeg, maar wanneer God sê, dis nou tyd, dan sidder hulle, en hulle weet nie watter kant toe om te beweeg, wat om te maak, en wat te verwag, as God begin werk nie. Kan het weer sê, die duiwel weet nooit wat om te verwag, as God begin werk nie. Hy kan vir jou baie stories vertel, maar hy weet nie wat gaan gebeur, as God begin werk nie. Hy sê vir ons, in Psalm 27 vers 14 sê, wag op die Here. Halleluja. Wees sterk en laat jou hart sterk wees. Jy wag, ja, wag op die Here. Ons is geneig om die Here aan te jag.
Het vorige gesê God het 'n doel met jou as kind van God. Hy het 'n plan vir jou. En hy wil die plan vir jou uitwerk. Hy wil vir jou gee die volmaakte plan of die proses wat hy gewoon beplan het met jou. Wil hy vir jou gee die dag as hy sê, nou, gee ek dit vir jou. Maar ons jaag die Here aan. Here, hoekom moet ek so lank wag? Here, ek wil dit nou al hê. Here, ek wil nou al dit doen. Here, maar hoekom moet ek so? En God sê, wag. Jou wil is nie God se wil nie. En jou wie is nie God se wie nie. Ons moet wag op dit wat God vir ons instoor het. Ons moet begin leer as kinders van God om te kan wag. En nie alles aan te jaag nie. Want hoe vinniger jy die goed aanjaag, hoe slegter gaan jy afwees. Hoe langer jy wag tot dit volmaak is, gaan jy 'n volmaakte skepping kry. 'n Voorbeeld daarvan. Jy staan by jou kar, jy vat hom na 'n panelbeater toe. Jy vir die panelbeater, moet ek het nie ander rydinge nie. Jy moet roer, jy moet daai kar regmaak, ek wil daai kar teen Vrydag hê, want ek gaan die naweek op verlof. Het geen ander vervoer nie. Wat gebeur? Daai panelbeater sien die dollars wat hy gaan maak om jou kar reg te maak. Want hy het jou klaar dubbel gevra as wat dit eintlik werd is, want jy's nou geforseer dat hy die werk vir jou moet doen. Vrydag kom, jy's haastig, jy wil die kar vat, jy wil gaan pak, jy wil Saterdagoggend 2 uur in die kar klim, jy wil Durban toe ry. So jy vat die kar, en jy loop en jy teken die papiere, en jy kom daar by die huis en jy pak, en jy ry die Saterdagoggend 2 uur, Durban toe 8 uur, 9 uur kom jy in Durban aan, begin uitpak. Nou sit jy daar so, en jy sê vir jou vroukie, kyk wat die kar gemaak. Kyk al die krummeltjies nog. Hy het eers behoorlik gesprei, hy het eers alles behoorlik afgeskuur nie. Kyk hoe lyk die kar. Hoe kan ek nou? Ek gaan zodra ek terugkom in Gauteng, gaan ek hom sien. Dan kom jy terug in Gauteng. Wat gebeur? Die gaan eerste ding is, panelbeaters op toe. Jou mou is opgerol tot hier so by die arms. Want jy gaan daai man vanmôre les leer as hy dit sê, hy gaan jou kar regmaak. Jy gaan vir hom wys, jy sal my kar vir my regmaak. Jy het hom gewerk in hom. Maar jy het vergeet, dat jy toe die kar vir hom gevat het jy vir hom gesê, jaag boeta, ek wil my kar hê. Jy het hom nie die tyd gegee, om die kar behoorlik reg te maak. Jy het hom gefors, om te jaag, en jy het vir hom die reg gegee, om aan te jaag met jou kar, en droog te maak. Dan sê jy vir jou, meneer, it's 10 days later, you sign the paper when you collect your vehicle, that everything is sharp, everything is in order. There's nothing I can do for you now. You want me to fix that, you have to pay again. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, God is nie so nie. As jy fouteer het, en jy het 'n foutjie gemaak, kan jy later teruggaan na God toe. Vir sê, Here, ek was te haastig. Here, vergewe my. Help my weer, sodat ek weer alles kan kry wat ek verloor het. En God sal dit vir jou gee, door die rykdom van sy genade. Dan gaan hy sê, my kind, ek sorteer jou nou uit. Nie môre jy het gevra, ek sorteer jou vandag uit. En jy ontvang van God af dit wat jy vir hom gevra het. God se nou, my en jou nou, ek hoop julle verstaan ek wel. God se nou, my nou, jou nou, en almal se nous, is nie dieselfde as God se nou nie. Klink so snaaks as mense sit. My nou, jou nou, Pietie se nou,
Almal se nou is nie God se nou nie. Ons wil altyd hê as kinders van God en as mensdom, ons is seker maar gemaak so geling, is dat as jy wil nou iets hê, dan wil jy dit nou hê. Here, ek wil nou hê, jy moet my yskaste volmaak. Here, ek wil nou hê, dat jy my moet genees. Here, ek wil nou hê, dat jy my sal vul met die Heilige Gees. Maar ek vra die vraag vanmôre vir jou. Het jy die kontrak geteken? Saam met Christus waar hy gesê, Here, ek gee my hart aan jou. Red my. Verlos my. Het jy daai kontrak geteken? Want as jy hom nie geteken het nie, gaan God jou nie help nie. Maar jy moet waarlik kan sê, Pastoor Jan Doran sê altyd vir my so wonderlik. Ja, as jy hom uitdeel met die boedelingsbank om te sê, Here, ek gee myself oor, moet dit nie net in woorde wees nie, maar dit moet in dade wees, sodat God jou daai oomblik nou kan verlos, jou siel kan red, en jou 'n kind van, ware kind van hom kan maak. Ek vra die vraag vanmôre weer. As jy iets wil hê, God moet dit vir jou doen. As jy wil hê, God moet iets vir jou doen. Wil ek jou vanmôre vra. Vra God. En sy woord sê, hy sal vir jou gee dit wat jy vra. Maar ek wil vanmôre vir jou vra. Wees geduldig. Wees 'n bietjie geduldig. Daai seentjie het vir sy fiets, hy was nie geduldig nie. Maar die oggend toe hy opstaan, hy het in slaap geraak, in die oggend van Kersdag toe hy opstaan. Eerste ding wat hy doen is toe hardloop hy na die sitkamer toe waar die boom is. En wat sien hy? Sy fiets staan daar. Want sy pa het gesê hy sal vir hom 'n fiets gee. So sy pa se belofte het waar geword. So as kind van God moet ons vanmôre vir die Here vra, Here, gee vir my dit wat ek nodig het. Maar ons moet die geduld hê en wag totdat God dit vir ons gaan gee. Die dag wanneer hy besluit het, jy gaan dit kry. Jy kan nie vir die Here vra, Here, kom red my, kom verlos my. En jy gaan net aan soos wat jy normaalweg aangaan nie. Dan gaan jy wag tot in ewigheid. Maar ek wil vanmôre weer sê, as God vanmôre vir jou sê nou, beteken dit nou. Dan sal hy doen dit wat jy vir hom gevra het. Dit gaan beteken, God gaan gee vir jou tot oorvloeds toe. Hy gaan jou paaie vir jou gelyk maak, soos nog nooit van tevore nie. Hy gaan jou 'n dubbele salwing gee, soos nog nooit van tevore nie. Hy gaan jou siekte wegneem van jou af. En dan nie net die siekte waarvoor jy gebid het nie, maar ook die siekte waarvan jy dalk nie eens weet nie. Kan dit gebeur? Ja. As God besluit het, dis nou tyd. En hy gaan dit nou doen, dan doen hy dit nou. Nie môre of oor 2 weke nie. Hy gaan dit nou vir jou doen. Ek gaan afsluit. Ek gaan net weer die versie vir ons lees. 2 Korintiërs 6 vers 2 sê, wanneer, want hy sê, in die tyd van die welbehae het ek jou verhoor. En in die dag van heil het ek jou gehelp. Kyk, nou is die tyd van die welbehae. Kyk, nou is die dag van heil. As God besluit het is nou en hy gee vir jou nou wat jy nodig het, dan jy welbehae bevind in by God. Want jy het gevra vir God dit wat jy wil hê, en hy het vir jou gegee tot die rykdom van sy genade. Ek wil vanmôre vra, my hoof te sluit asseblief, ek is klaar. As jy vanmôre sê, Here, ek verlang baie dinge van jou. Ek verlang en ek vra baie van U af.
Maar Here, ek is baie ongeduldig ook. Want as ek iets nou wil hê, wil ek dit nou hê, nie môre nie. Here, help my vanmôre dat ek kan geduld kry en wag vir die dag wat U vir my gaan voorsien. Wil ek hê steek net jou hand op. Here, U sien die hande vanmôre wat opgegaan het. Ons as gemeente wil vanmôre vra, Here, dat U vir ons sal leer